So ek wil vandag net praat bietjie oor dating en huwelik. So hierdie raad is vir jong mense, Here wat sukkel om goeie partners te kry, Here, en julle en ek hierdie boodskap wat ek vandag van Jesus af gekry het, gaan oor dit. So die eerste ding waartoe ek wil gaan hierso is, hoekom in vandag se lewens is ons standaarde so laag? Hoekom sukkel ons? Hoekom gaan ons na mense toe en ons vra hulle, weet, hoe kies jy hierdie partner? Jy weet, dis nie 'n goeie ou nie, of dis nie 'n goeie girl nie. Nee, hulle cheat nie op my nie, so dis al waarvoor ek soek. Ek soek net iemand wat nie cheat nie, maar iemand wat iemand soek. Jy weet, jy vra hulle, wat kyk jy? Iemand wat loyaal is. Dis is die standaard. Jy weet, dis is die laagste standaard vir dating of vir huwelik. Is iemand wat net nie op my verneek nie. Julle hoekom nou vra ons, hoekom attract ons lae mense of vlak mense, jy weet, in dating of in vriendskappe of waar, want ons standaarde is laag. Ons lewe nie volgens, ons soek nie biblical standards nie, ons soek aardse standards. Ons moet meer ons oor rig op biblical standards as dit kom by dating, en as dit kom by huwelike, en as dit kom by vriende, want God gee vir ons al die raad, hy gee vir ons alles vir ons hier in scripture, sê hy vir ons hoe ons dit moet doen. En ek sê vir julle nou, as julle gaan soek na iemand toe, jy kan nie dokter toe gaan en net, jy weet, jou standaard by die dokter is, solank die dokter my nie dood maak nie, is ek alright. Jy weet, dis nie hoe dit werk nie, jy gaan soen toe om gesond te word, jy gaan soen toe dat hy jou kan help om beter te voel. Jy gaan nie net soen toe, nee, ek wil net nie dood gaan vandag. Dis low standards. En ons verwag dit nie by die dokter en hoekom verwag ons in ons verhoudings? Hoekom verwag ons daai tipe standaarde in ons verhouding? As jy iemand soek wat saam met jou wil bid, of saam met jou wil servanthood doen, jy weet, iemand wat saam met jou sit in die Bybel lees, iemand wat saam met jou 'n godly verhouding wil hê, soek vir daai persoon. Moenie jou standaarde nou sak, omdat jy weet, wees geduldig. God sal so iemand vir jou stuur wanneer die tyd reg is. Hou op jou standaarde laag sit omdat jy ongeduldig is. Hou op jou standaarde laag sit omdat jy volgens die wêreld se standaarde wil lewe en nie meer volgens Jesus se standaarde nie. Ek sê vir julle vandag, kom ons hou net ons standaarde bietjie hoër en jou huwelik sal thrive, jou dating lewe sal thrive, want jou standaarde, Jesus sit liefde saam met sy standaarde. As jy daai standaarde kan handhaaf. Ek sê vir julle nou, iemand wat getroud is en jonk is, ek sê vir julle nou, ek het dit in my lewe toegepas, ek sit dit in my huwelik, en ek sê vir julle nou, ek en my vrou kyk net waar ons mekaar kan serve. Jy weet, ons kyk net waar ons biblical standards kan toere, jy weet, handhaaf in ons huwelik en in ons verhouding met ons seentjie. En ek sê vir julle, dit gaan so goed. Ons huwelik is so great. Ek is so lief vir haar en ek kan vir julle nou sê, ek weet sy is lief vir my. Want geen mens sonder godly standards, jy weet, kan daai tipe liefde project nie. As jy iemand kry wat saam met jou in covenant, saam met God staan, change God hulle, en hy change jou, en hy verander julle in wat julle huwelik of julle verhouding bedoel is om te wees. En daar is sekere goed wat ons nie kan doen as ons nog nie getroud is nie. En ek sê vir julle, dis deel van die standaarde. Jou obedience in daai standaarde is baie, baie belangrik. En dis net 'n klein bietjie raad van iemand af wat sien hoe sukkel jong mense vandag met hulle dating lewe en met hulle, jy weet, mense wat vriendskappe het, wat nie standaarde het nie. Ons sukkel, want Jesus is nie ons number one nie. Of ons sukkel want ons oë is nie op Jesus, laat ek dit so stel. Jesus, ons oë moet altyd gerig wees op God. Ons oë moet altyd gerig wees om daai pad te loop in Jesus se naam. En ek sê vir julle, as julle daai raad gaan vat wat God se woord vir julle gee en dit pas dit toe in jou lewe, met jou vriende, met jou verhouding, met jou huwelik, gaan alles beter gaan. Ek sê vir jou nou, sodra jy Jesus in jou verhouding sit of in jou huwelik sit, kom jy en sy en julle gel in mekaar en julle gel saam mekaar, want God bind julle. Hy bind julle met hy soul bind julle in 'n manier wat niemand, dis 'n godly binding. Dis 'n godly covenant wat gevorm word. En ek sê vir julle, dit is 'n mooi ding om te beleef. En ek was ook iemand wat baie skepties was oor trou en goed soos dit, maar julle,
tot God vir my 'n vrou gegee het soos wat ek het, so amazing God-fearing woman, en ek sê vir julle, dit verander julle lewe, as jy iemand soos dit in jou lewe sit, as jy jou standaarde optel en jy gaan soek vir iemand soos dit, jy bid vir Here, vir iemand soos dit in jou lewe, want ek sê vir jou nou, jou lewe change, en jou lewe gaan elke dag 'n blessing wees, want so 'n vrou is 'n blessing van God af. So, ja, net so 'n bietjie raad vir die jong mense vandag, kyk maar en ja, enjoy.